Matteus 10 vers 32. Elkeen dan, wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Hoekom nie? Hy bring die koninkryk van lig op die aarde. En die koninkryk van duisternis is hier in beheer. Gaan die koninkryk van duisternis tevrede wees? Inteendeel. As iemand duisternis in sy lewe het en hy beskou dit as 'n lig, en jy kom met die koninkryk van lig na hom toe, wat gaan hy vir jou sê? Bly weg van my af. Waarmee is jy besig? Ek wil nie hoor wat jy sê nie. Ek het reeds lig. Maar hy is nie duisternis, maar hy dink is lig. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dis 'n ander evangelie wat hier verkondig word. Dis die ander Christus, dis die anti-Christ se evangelie, is die vrede evangelie. Yeshua se evangelie bring die swaard, vyandskap. Mense hou nie van jou nie. Hulle jaag jou weg. Hulle verag jou. Hulle beledig jou. Hulle wil niks met jou te doen hê nie, want jy skyn lig op 'n donker plek. En wat is in daai donker plek? Goed dat hulle nie wil hê jy moet sien nie. So bly weg. Vat weg heilig. 35. Want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en sy vader. Tweedrag. Nou kom jy met die evangelie van lig by 'n gesin en dit veroorsaak tweedrag. Wat is die gevolgtrekking? Is 'n bose evangelie waarmee jy loop. Jy maak net moeilikheid met die evangelie van jou. Wat sê Yeshua? My evangelie gaan dit doen. Want daar gaan niemand in die gehoor streel nie. As daai maklike evangelie kom, wat almal sê, "Ooh, dis lovey-dovey hierdie." Is kragteloos. En die doderyk se bek is groot oop en die mense storm daarin. Want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens, sy huisgenote, sal sy vyande wees. As jy nie lig wandel, gaan jou huisgenote dink jy is van die bose. Tussentyd is jy in die lig. Die vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Nou kom hierdie evangelie van die lig na jou toe. Die weg van die koninkryk van lig word aan jou bekend en jy sien. Maar as ek hierdie evangelie gaan aangryp en doen wat dit sê, is ek uitgeskop in my gesin. Nou moet jy dit oorweeg. Gaan sê, gaan ek dit doen? Of gaan ek dit nie doen nie? As ek dit vat, gaan ek my werk verloor. As ek dit vat, gaan ek in die tronk beland. Ek gaan totaal verwerp wees. Dis die keuse. Nou sê hy, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. As Yeshua na jou toe kom en hy sê, hier is ek is hier om jou te verlos, en jy sien, maar dit gaan my verhouding kos met sekere mense, en ek sien nie kans daarvoor nie, is jy Yeshua nie werd nie, en hy gaan by jou verbygaan, en eendag gaan jy baie spyt wees, en dan gaan hy vir jou sê, die koninkryk van die hemele het naby jou gekom, die koninkryk van lig het naby jou gekom, maar daar was goed wat vir jou te belangrik was, wat jy nie bereid was om op te gee nie, en jy het nie ingegaan nie. En jy het gesterf in die koninkryk van duisternis. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Daarom moet jy hulle almal afsterf. Jy moet sê, daar's niemand, nie iets wat tussen my en hulle allerhoogste sal inkom nie. Dis net hy.